julle het 2 seuns? Daar's 'n klomp. Ja, ek ook, 2 seuns in die huis. Ek wonder, as jy 2 seuns het, of jy het dalk met 2 boeties in die huis groot geword, of jy het familie of vriende waar daar 2 seuns in die huis is, of julle saam met my kan getuig dat 2 seuns in dieselfde huis se persoonlikhede kan dag en nag van mekaar verskil. Ek sien julle koppe stem saam. Hulle kan in dieselfde huis groot word met dieselfde pa en ma, maar hulle persoonlikhede is heeltemal die teenoorgestelde. In die Bybel lees ons van 2 boeties. 2 boeties wat in dieselfde huis groot geword het, maar heeltemal van mekaar verskil het. Die een was 'n buitekind. Hy wou heeltyd buite wees. Hy het gejag, hy het van die veld gehou. Hy was die een wat die heeltyd aktief besig was, buitekind, die besige bytjie een van die 2. Die ander ene, die Bybel sê, hy was 'n rustige mens. Hy was lief vir die huis. Hy was lief vir die huis en kos maak en net daar rondom ma wees, die mama's boy van die 2. En duidelik was die jagter pappa se blue eye boy, en die een wat hier by die huis was nou natuurlik ma se oogappel gewees. Weet julle van wie ek praat? Ek gaan julle nog 'n klou gee. Hulle was 'n tweeling. Ek hoor hulle name, Jakob en Esau. Julle ken hierdie 2 boeties in die Bybel. Ek dink die bekendste storie van Jakob en Esau is waar Esau sy eersgeboortereg verkoop het vir 'n pot lensiesop. Ons ken dit van die kinderbybel af. En wat eintlik nou beteken het, dat Jakob moes nou eintlik geregtig was op die eersgeboortereg, want die pot lensiesop het dit moes nou vir hom betaal. So toe maak Jakob en mamma Rebekka, want hulle pa en ma was Isak en Rebekka, 'n plan, en julle ken die storie hoe hulle die velletjies om die hand en die nek sit, en hy gaan in na Isak toe wat nou al oud was, op sterf gelê het, en hy gaan kry die eersgeboorte seun. En toe hy daar uitkom, net 'n rukkie daarna, hy kom Esau. En Esau gaan in die tent na pa Isak toe en sê, pa, hier is die wildsvleis wat pa gesoek het, seën my nou, ek is hier. En Isak sê, maar jy was nou ook hier. En Isak en Esau kom agter dat Jakob en Rebekka het hulle eintlik bedrieg. En toe was Esau nie 'n gelukkige boetie nie. Ons lees hierdie storie in Genesis 27 en ek wil vir jou 'n paar verse daar uithaal. Esau het vir Jakob gehaat oor die seun wat sy pa aan hom gegee het. En Esau het by homself gesê, my pa se dood is nie meer ver nie. Dan maak ek my broer Jakob dood. Daar is aan Rebekka vertel wat haar oudste seun gesê het. Sy het toe haar jongste seun Jakob laat roep en vir hom gesê, pas op, jou broer Esau is op wraak uit. Hy wil jou vermoor. Luister my seun, vlug Haran toe, na my broer Laban toe, en bly 'n ruk by hom, tot jou broer se woede oor is. As sy by oor jou gesak het, en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het, sal ek stuur en jou daarvandaan laat haal. Waarom moet ek julle albei op een dag verloor? Hoor julle hierdie mamma se hart? Hier's groot moeilikheid tussen haar 2 seuns. En sy sien nie kans om hulle albei te verloor nie. So sy is bereid om haar oogappel weg te stuur, sodat sy lewe gespaar sal word. Ek dink sy het baie hoop gehad as sy gedink het Esau gaan vergeet wat hier gebeur het, maar sy het gehoop die stof sal gaan lê en dan sal Jakob vinnig kan terugkom. Jakob moet vlug vir sy lewe. Die huishen wat lief was vir sy ma in die omgewing waar hy gewoond was, moet die woestyn in vlug vir sy lewe. Hy moet na sy oom toe gaan wat hy nie eers geken het nie, oom Laban. Hy was nog nooit eers daar vir Kersfees nie. Hulle was ver verwyder uit mekaar. Hulle was nie naby familie nie. Dit was ma se boetie, maar ons het mekaar nie 1 keer 'n jaar gesien nie. Hy was dalk nog nooit eers daar nie. En nou moet hy soontoe vlug vir sy lewe. Hy moet sy ma en pa groet. Ons lees hier, Isak was op sterwe. Hy weet nie, gaan hy ooit weer sy pa lewendig sien nie. Ek was by die dag, toe my boetie, my pa moes groet, en hy moes teruggaan Natal toe. En ons het geweet, die einde is naby. En nou ons het geweet, dis die laaste keer, wat Junior my pa gaan sien.
Dis hartverskeurend. Dit breek 'n mens se hart. Jakob met sy pa en ma groet, hy weet nie, gaan hulle ooit weer lewendig op aarde sien nie. Sy hart is stikkend, sy hart is geskeur. Hy moet in die woestyn intrek na 'n plek toe wat hy nie eers ken nie, na mense toe wat familie is, maar amper vreemdelinge vir hom is. Alleen, verlate, gebroke, hartseer, vol pyn, stap Jakob die woestyn in, vlug hy vir sy lewe. Dan lees ons in Genesis 28 vers 10 tot 11. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het toevallig by hierdie plekkie gekom en dit gelyk soos 'n goeie plek om te slaap. Nou as ek en jy die Bybel lees, dan lees ons dit en ons dink, dit het alles sommer so vinnig gebeur. Hy 3 uur geloop by mamma baie gesê en 6 uur toe gaan slaap hy daar op 'n klip. Maar hierdie was al die 4de dag van sy reis. Berseba tot by Bet-El waar hierdie gebeur het, is omtrent 80 km. Dis omtrent 4 dae se reis van sy huis af. So dit was nou al die 4de dag wat Jakob in die woestyn loop en homself jammer kry. Ek het eintlik daai eersgeboortereg verdien met 'n pot lensiesop. Nou wil hy my doodmaak daarvoor. Nou moet ek wegtrek. Ek kan net dink wat deur sy kop gegaan het. Vir 4 dae al is hy besig om te kerm en te kla en te moan en te huil by die Here oor alles wat hy nou moet verloor, wat eintlik nie regverdig is nie, want eintlik moes hy dit gekry het, want dit was die pot lensiesop wat dit vir hom gekoop het. En hulle was 'n tweeling, hulle verskil net 'n paar minute, so, en ek kan net dink hoe hy nou met die Here al in 4 dae se tyd geredeneer het. En toevallig, ons weet mos vir kinders van die Here is niks toevallig nie, kom hy op 'n plek aan, waar hy die 4de aand oornag. Ek wil gou vir jou sê, partykeer lyk dinge vir ons so toevallig, is plekke vir ons so alledaags, maar die Here het vir Jakob gewag by daai plek. En ek is oortuig daarvan vandag, dat die Here het vir jou gewag vanoggend op hierdie plek. Ons kan partykeer so aangaan en maar net met ons eie wêreldjie en ons eie gedagtes besig wees en roep na die Here, maar nie dink hy gaan regtig antwoord nie, en kla by die Here, maar nie dink hy gaan ooit iets daaraan doen nie. En dan toevallig kom ons, terwyl dit donker raak, op 'n plek af waar daar net 'n klomp klippe is. En hy vat maar 'n klip en hy gaan lê met sy kop op hom. Dalk voel jy op hierdie stadium in jou lewe, jy's nie op 'n lekker plek nie. Dinge het onregverdig met jou gebeur. Jy het gevlug uit Berseba vir jou lewe, jy's op pad na 'n plek toe wat jy nie weet nie, jy's hier in between in jou lewe. Dinge is net nie lekker nie. Die son is besig om te sak. Dit voel of dit donker raak om jou. En al wat jy sien is klippe. Dan het ek vir jou baie goeie nuus. Toe daar niemand meer was nie 'n mamma om sy bed vir hom op te maak en 'n lekker kussentjie vir hom op te sit op die bed nie 'n pa wat, onthou, Abraham, Isak en Jakob was al 3 baie ryk manne, hulle het in luukse tente gebly, 'n pa wat 'n mooi tent oor jou kop gespan het en jy kan vanaand in luuksheid lekker gaan slaap nie. Jy's alleen in die woestyn waar niemand anders meer daar is vir jou behalwe God nie. Partykeer moet die Here ons op sulke alleen plekke kry, waar ons weet niemand of niks kan ons help, is nou net die Here. Dis partykeer in die klippe koudheid, partykeer in die donker tye, waar die Here afsprake met ons het en moenie dit mis nie. Want ons lees daar gebeur iets daai aand, daar waar hy toevallig 'n slaapplekkie gekry het. In vers 12 van Genesis 28 lees ons, die nag droom hy, dat hy 'n leer sien, wat op die aarde staan met die bopunt in die hemel. Engele van God het daarmee op en af geklim. Die Here het aan die bokant van die leer gestaan en vir hom gesê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, gee ek vir jou en jou nageslag. Jou nageslag sal so baie wees soos die stof van die aarde. Hulle sal versprei na die ooste en die weste en na die noorde en die suide. Al die mense op aarde sal deur middel van jou nageslag geseën word. Ek sal by jou wees en jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou weer terugbring na hierdie land toe. Ek sal jou nie verlaat nie, maar doen wat ek beloof het. Ek het vir jou 'n kaart hier op die bord. As jy mooi kyk, sien jy Berseba is hier onder. Dit is waar
Rebekka en Isak met hulle 2 seuns Esau en Jakob gebly het in Berseba. Hierdie droom het plaasgevind by Bethel. Sien julle, dis Berseba, Hebron, Bethel. Hy was nou maar 80 km van die huis af, nog naby. Haran, daar heel bo, sien jy Haran, dis waar oom Laban gebly het. Haran was 885 km van Berseba af. Hy het nog ver gehad om te reis. Ten minste nog 3 weke se reis per voet. So hy het nou net eintlik begin met sy reis. Hy het nog 'n baie ver pad. Maar iets baie interessant van hierdie kaart wat ek vir jou wil wys is, as jy reverse 150 jaar terug, het Abraham hierdie selfde pad net in die teenoorgestelde rigting getrek. Abraham het van Ur af na Haran toe getrek, en van Haran af het hy afgekom na Bethel en Berseba toe. Oupa Abraham, dis Abraham, Isak, Jakob, oupa Abraham het 'n opdrag van God gekry toe hy nog in Ur gebly het, en God het gesê, Abraham, ek kies jou, om jou die vader te maak van my nasie. Jou nageslag sal my volk wees, en ek sal hulle God wees, en ek maak hulle soveel soos die sand van die aarde, en soos die sterre van die hemel. En uit jou nageslag seën ek die nasies van die aarde. Ek maak jou voorspoedig, Abraham. Nou is dit 2 generasies later, en Jakob is besig om met dieselfde pad in reverse op te gaan. Onthou julle, die Here het vir Abraham gesê, trek na 'n land toe wat ek jou nie gaan wys nie, jy gaan my glo. Ons lees daarvan in Hebreërs 11, omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het, om weg te trek van na die plek toe, wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. In onsekerheid maar met geloof, het Abraham van Haran af na Berseba toe getrek. Nou, 150 jaar later, is Abraham se kleinseun Jakob besig om op te trek Haran toe, in onsekerheid, maar met geloof. Here, ek weet nie wat daar vir my wag nie, maar ek weet U is by my. Dis een ding as jou aardse pa jou seën. Isak het die eersgeboorte seën oor Jakob uitgespreek, en hy het hom geseën, en dit was 'n wonderlike seën. Maar dis heeltemal iets anders as jou hemelse Vader daardie seën bevestig, om vir jou te sê, my plan het nie verander nie, van Abraham se tyd af, deur jou pa Isak, tot en met jou, is my plan nog steeds dieselfde. Jy sal terugkom na hierdie plek toe, want dis die land wat ek vir jou nageslag gee. Jy sal 'n groot nageslag hê, ek sal met jou wees waar jy ook al gaan. Dis God se belofte aan Jakob. En ek wil vandag vir jou sê, dis God se belofte aan jou. Sy plan het nog nooit verander nie. Ek is by jou, waar jy ook al gaan. Ek sal jou beskerm. Ek sal met jou wees. Watter beloftes God ook al oor jou lewe uitgespreek het, herinner hom daaraan. Maak dit vas in jou lewe, want as God iets gesê het, dan sal hy dit doen. 20 jaar later, 20 jaar gaan verby, hy is vir 20 jaar daar bo in Haran, is Jakob bo in Haran. 20 jaar later kom hy terug Bethel toe, daar waar hy die droom gehad het van die leer. 20 jaar later lees ons in Genesis 35 die volgende, vers 1 tot 3. God het vir Jakob gesê, maak jou klaar en gaan na Bethel toe en bly daar. Bou vir my daar 'n altaar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het toe jy vir jou broer Esau gevlug het. Toe sê Jakob vir sy hele huis en vir almal by hom, reinig julle en trek ander klere aan. Ons moet klaarmaak en Bethel toe gaan. Daar moet ek 'n altaar gaan bou vir die God wat my gebed verhoor het, toe ek in die moeilikheid was, en wat by my was, waar ek ook al gegaan het. Die Here het hom teruggevat soos wat hy beloof het. Daar's van ons vandag in hierdie plek, wat kan terugkyk en oor 20 jaar kan sê, God was by my. Ek weet nie altyd hoe ek dit gemaak nie. Daar was moeilike tye, daar was swaar kry, daar was hartseer en trane en gebrokenheid, maar dank die Here, ek is vandag hier. God was by my. Daardie selfde God wat vir Abraham daar was, vir Isak en vir Jakob, is dieselfde God wat ons vandag dien, wat vandag vir jou sê, ek is by jou. Ook vir die volgende 20 jaar is ek die God wat saam met jou stap, waar jy ook al gaan. Ek beskerm jou, ek dra jou, my beloftes het nie verander nie. Daardie aand, toe hy toevallig die slaapplekkie op die klip gekry het, het God 'n afspraak gehad met Jakob, wat sy lewe sou verander. Die Here weet wat ons nodig het. Partykeer 'n woord, partykeer 'n droom,
Partykeer 'n teken, die Here weet presies wat ons nodig het. Partykeer 'n leer. Ek het 'n prentjie van die leer spesifiek hier vanoggend op, want dit is so simbolies. Het julle gehoor toe ons gelees het, die leer het op die aarde gestaan, sy voet was op die aarde, hy het die aarde geraak, en die bopunt was tot in die hemel, waar God aan die bokant gestaan het, en daar het engele op en af met hierdie leer geklim. Die engele wat God se dienende geeste is, het Jakob, wat vir 4 dae na al geloop en kerm en bid en kla en versigtinge gee het, sy gebede opgevat na God toe, en God se antwoorde afgebring aarde toe. Die feit dat hulle op en af gaan is vir ons simbolies daarvan dat die engele vat dit wat ons vra, dit wat ons van God verwag, dit wat ons versigtinge van God, dit ons smeekgebede, ons hartseer, ons pyn, vat hulle op na die troonkamer van God toe. En dan bring hulle God se antwoorde af aarde toe. Die engele op die leer is 'n simbool van God se betrokkenheid in sy kinders se lewens. God is betrokke in jou lewe op hierdie oomblik, terwyl jy in hierdie kerk sit, is hy besig om engele te stuur om voor jou uit te gaan. Is daar dienende geeste, engele wat hy stuur om te voorsien in jou behoeftes. Want God is die een wat voorsien. Hierdie leer waarvan Jakob gedroom het, was 'n simbool dat Jakob, ek is by jou, ek voorsien vir jou, ek gaan saam met jou. En God staan bo en hy sê, ek is die een wat betrokke is in jou lewe. Maar meer is net 'n leer. Meer is net engele. Het God nie net engele op en af gestuur op 'n leeraarde toe vir my en jou nie. Ek en jy leef in 'n tyd waar God sy enigste seun gestuur het. Op Palm Sondag kom Jesus ingery in Jerusalem op die rug van 'n donkie. Die mense gooi palmtakke en hulle klere voor hom neer en skree Hosanna, die Messias, die seun van God. En daardie Vrydag kruisig hulle hom. Jesus het aarde toe gekom om ons leer te word. Jesus is ons leer. Hy is die een wat met sy voete op hierdie aarde gestaan het, 'n mens geword het, en al ons gebrokenheid kom leef het, ons harte, ons pyn, ons probleme kom voel het. Maar wat deur die kruis vir ons 'n pad gemaak het na die troonkamer van God toe. En die kruis is die leer waardeur ek en jy toegang het tot God. Jakob kon met God praat en God het met hom gepraat. Deur die simbool van die leer, daardie droom. Jakob kon God se stem hoor, God se belofte hoor, God se hart hoor, en hy kon met God praat en vir hom 'n altaar bou en dan vir hom offers bring. Die kruis het gemaak dat ek en jy ook God se stem kan hoor, ook God se beloftes kan aanvaar, ook met God kan praat. Maar weet jy wat, Jakob het ook met God geworstel. En partykeer worstel ek en jy ook met God. Ons lees in Genesis 32 vers 25, toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, sodat hy uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seën. Ons weet hierdie man, hierdie engel is Jesus. En dat Jakob daardie nag met Jesus geworstel het. En ek weet nie waaroor dit gaan nie, maar ek weet in my hart, dat hier is van julle wat worstel met God. Wat voel dat dinge wat hy toelaat in jou lewe is nie regverdig nie. Ek weet, want ek was daar en ek is partykeer nog steeds daar, wat ek met hom worstel en sê, Here, ek verstaan nie. Ek verstaan regtig nie. Hoekom doen jy nie dit nie? Hoekom het jy nou dit gedoen? Ons worstel partykeer met die Here, want ons verstaan nie altyd hoekom hy doen wat hy doen nie. Ons verstaan nie hoekom hy sekere goed in ons lewens toelaat nie. Maar ek het vir jou vandag wonderlike nuus. Worstel met die Here, praat met die Here, maar moet net nie ophou om met hom te kommunikeer nie. Die Here verkies dit eerder dat jy met hom worstel en dat jy bietjie vir hom vies is en partykeer bietjie vir hom vra hoekom as wat jy stil raak. Weet jy waar is die gevaarlikste plek in enige verhouding? As ons ophou praat. As ons nie meer omgee nie. Jy kan nog 'n huwelik red as al is daar baie bekleierery, maar as hulle vir jare nie eers meer met mekaar praat nie, dan is daar baie rooi ligte.
praat met die Here, worstel met die Here, maar moet net nie stil raak teenoor die Here nie. Moet net nie begin jou hart toemaak vir hom nie. Van aangesig tot aangesig worstel liewer met hom. Al loop jy mank uit daardie worsteling uit, loop net saam met Jesus. Die grootste worsteling wat daar ooit op hierdie aarde was aan 'n houtkruis. Op daardie Vrydag, toe Jesus met my en jou sonde geworstel het, en hy op 'n stadium uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hy het geworstel aan 'n kruis vir jou en vir my. Nadat Jakob met God geworstel het in Genesis, verander die Here sy naam. Jakob beteken bedrieër. God verander sy naam na Israel toe. En sê van nou af sal jy nie meer Jakob genoem word nie. Jy sal Israel genoem word. En Israel beteken prins van God. Aan 'n houtkruis, terwyl Jesus worstel met ons sonde, verander hy ons name. Oor ons lewens is eintlik uitgeskryf sondaar, heiden, verlore, verlate, ver van God af. Maar omdat hy geworstel het aan 'n kruis, staan daar oor jou lewe uitgeskryf vergewe, genade, kind van God. Ons name is verander aan 'n houtkruis. Vandag word ons genoem prinse en prinsesse van die koning van die konings. Ons word vandag genoem mede-erfgename van Jesus. Ons word vandag genoem seuns en dogters van ons hemelse Vader, omdat hy vir ons geworstel het. Jesus het daardie Vrydag ons leer geword, sodat ons toegang kan hê tot ons Vader se troonkamer. Jesus is die een wat vir ons die hemel kom oopsluit het. Dat terwyl ons in gebrokenheid op hierdie aarde is daar toegang vir ons in die hemel. Ons kan, soos ons net gesing het vanoggend, net sê, Jesus, en die voorhangsel is geskeur. Ek en jy kan ingaan in die troonkamer van God. Hy is altyd daar. Soos vir Jakob is Jesus die een wat ons beskerm, wat voorsien, wat betrokke is, wat altyd daar is vir ons. In hierdie Paastyd wat nou begin, hierdie lydingsweek wat voorlê, dis Paasnaweek, volgende naweek, wil ek jou herinner wat die prys vir ons was, vir ons sonde. En dat die kruis vir my en jou toegang tot God bewerk het. Dat Jesus se kruis ons leer geword het. Ek onthou so goed toe ek op skool was, toe ek nog student was, het die AGS altyd Paaskonferensies gehad by Maranatha Park. En dan het al die verskillende gemeentes van reg oor die land hier in Johannesburg by mekaar gekom en dan is 'n Paaskonferensie gehou by Maranatha Park en daar was 'n groot saal en die saal se naam was die Tabernakel en daar in die Tabernakel het van die groot predikers gepreek en almal het saam gesing. En in hierdie week luister ek na 'n lied en ek sien hierdie duisende mense wat saam sing en ek dink aan Paasnaweke in die Tabernakel waar duisende mense saam die Here aanbid het en ek gaan Google. Ons is op hierdie stadium 2.6 biljoen Christene op hierdie aarde. Wat hierdie naweek wat kom, ons Jesus se kruis herdenk. Jy's deel van duisende, miljoene, biljoene mense wat die Here aanbid, wat erken dat die kruis vir my en vir jou was. Here, dankie dat U ons leer geword het. Dat ons toegang het tot die Vader. Dat ons in die hemel kan inkom. Dankie vir die ewige lewe wat U vir ons kom betaal het. Dankie vir vergifnis en genade. Dankie dat ons seuns en dogters van ons hemelse Pa kan wees. Dankie vir die kruis. Dankie vir die prys wat U vir ons betaal het. Dankie dat U die lam is wat geslag is, sodat ons 'n nuwe lewe in U kan hê. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.